Welkom by ons hemelvaartdiens. Ons vier in die gemeente vanaand hemelvaartete. Maar ons is so opgewonde om te onthou, terug te dink vir wat Jesus gedoen het toe hy opgevaar het en na die regterhand van God gegaan het. Waar ook al jy vanaand vanaf saam luister, mag die Here sy teenwoordigheid aan jou bekend maak en jy mag jy vanaand meer as ooit besef dat die Heilige Gees in jou woon. Ek groet jou in die naam van die Vader, hy wie vir jou sy seun gestuur het, hy wie jou kom red het deur sy seun se lewe. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, jou redder, hy wie opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God. Ek groet jou in die naam van die Heilige Gees, hy wie oor jou geblaas is, hy wie in jou woon, hy wie jou elke dag lei. Amen. Ons teksgedeelte vir vanaand is lekker kort, dis hier uit Johannes 20 uit natuurlik, en ons lees vers 19 tot 21 saam. Hier waar ons nog die hele tyd uit Johannes uit lees. Die hemelvaart verhaal is eintlik kort. Hier word nie eers eintlik spesifiek verwys na die hemelvaart nie, maar hier is woorde wat ons weet met die ander hemelvaartverhale gekonnekteer word, daaraan gekoppel word. So ons luister vanaand saam uit Johannes 20 uit, vers 19 tot 22. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Die disippels sit hier agter geslote deure en ons lees hier in vers 19 hoekom, uit vrees uit. Hulle was onseker, hulle was teleurgesteld en alles waarvoor hulle gehoop het en wat hulle gedink het gaan gebeur, het toe nie so uitgewerk nie. Maar dan gebeur daar iets ongeloofliks met hulle. Jesus kom in. Ons lees, Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan. Nie eers geslote deure kon vir Jesus uithou nie. En dit is waar hemelvaart vir my en jou begin sin maak. Die een wat opgevaar het, is dieselfde een wat nou nog kom. In ons vrees, in ons angs, in ons twyfel en in ons wagtye. Ons koning kom. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan. Jesus kom deur geslote deure. Hy wag nie vir die perfekte omstandighede nie. Hy wag nie vir ons geloof om eers reg te wees nie. Hy kom in ons angs oor die toekoms. In ons vrae oor ons roeping. In ons seer en ook in ons verlies. Onthou dat hemelvaart vir my en jou nie beteken dat Jesus nou ver weg is nie. Dit beteken juis, hy is nie meer beperk nie. Hy is nou deur sy Heilige Gees altyd by ons. Ons koning kom, ook nou hier by ons. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Jesus sê toe weer vir hulle in vers 21, vrede vir julle. Jesus sê dit nie net een keer nie, maar hy kom sê dit 2 keer. En hierdie woord vir vrede wat ons almal dalk ken, shalom, beteken soveel meer as 'n gevoel. Dit is die werklikheid wat Jesus kom bring het. Vrede met God, met ander woorde, vrede tussen God en mens. Vrede binne in ons. Vrede wat sterker is as ons vrees. Ons lees net na hierdie gedeelte in Johannes 20 dat Jesus vir Thomas en die ander disippels sy wonde gewys het. Ons lees hier dat hy ook sy wonde wys. Hy wys vir hulle sy wonde. Want ware vrede ignoreer nie pyn nie. Dit oorwin en dit oorkom dit. Die opgevare Christus dra steeds die merke van liefde. Hierdie is vir my en jou 'n baie belangrike ding om te onthou. Jy hoef nie jou pyn weg te steek nie. Jy hoef nie te maak of alles oukei is en of jy sterk is nie. Jy kan jou wonde maar vir God wys. In God se hande word dit 'n getuienis, sterker as ooit. 'n Getuienis van sy liefde. Ons koning kom en bring vrede
wat bly staan. En dan in vers 21, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En hier is die keerpunt in hierdie verhaal, van wegkruip na uitgestuur word. Hemelvaart is nie 'n afskeid, soos ons baie keer daaroor dink nie, dit is eerder 'n sendingsoomlik. Jesus sê hier vir sy disippels, julle gaan my hande en voete daar buite gaan wees. Waar daar gebrokenheid is, bring genesing. Waar daar skuld is, bring vergifnis. Waar daar hopeloosheid is, bring my hoop. So die kerk bestaan nie vir my en jou om daarin weg te kruip nie. Die kerk bestaan eerder sodat ek en jy ook as gestuurdes sal gaan getuig van die opgestane Heer, van die opgevare Christus. En dan verder in vers 21, ontvang die Heilige Gees. Jesus blaas op hulle. En dit herinner ons aan Genesis 2, waar God lewe in die mens ingeblaas het. En hier in daai oomblik begin iets nuuts. 'n Nuwe skepping, nuwe mense, nuwe krag. So hemelvaart beteken ook, Jesus gaan, maar sy Gees bly. Hy bly deur sy Gees. So ek en jy hoef dit nie alleen te doen nie. Ons koning kom deur sy Gees in ons. Hemelvaart dra ook hoop dat hy weer sal kom. Hemelvaart is nie die einde van die storie nie. Die koning wat opgevaar het, regeer nou, werk nou en sal weer kom. Hy het gekom en hy kom weer. Ons as mense in die tussentyd, ons is nie sonder hoop nie. Ons getuig juis van die goeie nuus, van wat hy vir ons gedoen het, dat hy opgevaar het, dat hy sit aan die regterhand van God, maar dat ons nie alleen is nie. Die Heilige Gees is in ons. So wat doen ek en jy dan nou? Ons sit nie meer agter geslote deure nie. Ons pyn en ons vrees is in hoop verander. Ons sien met afwagting uit na wanneer Jesus weer sal kom. En intussen leef ons in sy vrede en sy Gees beweeg in en deur ons. Ons gaan uit en ons gaan getuig in sy naam. Want ons koning kom. Hy het opgevaar en hy sal weer kom. So waar is jou geslote deur dan vandag? Waar is dit waar jy dalk uit vrees uit wegkruip en nie uittreë en jou roeping uitleef nie? Getuig van God se goedheid in jou lewe nie. Luister hoe die Here vir jou wil vandag kom sê in daai unieke omstandighede wat net jy ervaar. Vrede vir jou. Vrede vir julle. Miskien sit jy vandag ook agter 'n deur wat toe is. Dalk nie 'n fisiese deur nie, maar 'n deur in jou hart, in jou lewe. Dat daar vrees is. Dat daar omstandighede is wat jou bang maak en benoud maak oor wat voor lê. Dat jou seer nog so deel van jou is. Dat jy sukkel om te vergewe of dat jy skuld saamdra. Dat jy onseker is, nie net oor jouself nie, maar oor die toekoms. En dat daar 'n moegheid oor jou is wat jy net nie geskit kry nie. En dalk dink jy as dinge net sal verander, dan sal ek God se vrede ervaar. Dan wil Jesus vir jou vandag kom sê, dis nie hoe dit hier gewerk het nie. Dit is nie hoe hy altyd werk nie. Hy kom in en hy maak geslote deure oop. En hy kom wees teenwoordig te midde van ons omstandighede. Hy kom in en net soos daar in die evangelie volgens Johannes gesê word, hy kom deur geslote deure, kom hy vandag en hy staan by jou. Hy sê nie eers, hoekom is jy bang nie? Hy sê nie, hoekom het jy nog nie jou lewe reggemaak nie? Hy sê, vrede vir jou. Mag ek en jy dan vandag vir onsself ook afvra, gaan ons hom toelaat om ons hier te ontmoet, sodat ons sy vrede en sy Gees kan ontvang. Onthou, Jesus los jou nie agter daai toedeur nie. Hy verander jou. Van iemand agter geslote deur na iemand wat uitgestuur word om sy getuie in die wêreld te wees.
Onthou, jy doen dit nie alleen nie. Sy Heilige Gees is in jou, nou en vir altyd. Kom ons stap vanaand en gaan leef van hier af, sy vrede uit. En laat die volgende gedagtes net by jou insink, voor ons saam bid. Ons koning kom, deur geslote deure. Ons koning kom, ook nou hier by ons. Ons koning kom en bring blywende vrede. Ons koning kom deur sy Gees in ons. Ons koning kom, ja, hy kom weer. Amen. Here, dankie dat ons met Hemelvaart daaraan herinner word, Here, dat U ons koning kom. U kom binne in ons omstandighede in. U kom en U breek deur geslote deure. U kom en verander ons. Die Heilige Gees woon in ons en U stuur ons as getuies in hierdie wêreld in. Dankie dat ons ook kan weet dat U weer sal kom. En Here, aan U behoort die heerlikheid en die koninkryk tot in alle ewigheid. Amen. Geseënde Hemelvaart vir elkeen van julle. Gaan nou met die vrede van die Here. Soos die Vader sy Seun gestuur het, so stuur hy ons. Soos Jesus die disippels uitgestuur het, so stuur hy ons. Soos die Gees in die gelowiges van ouds kom woon het, so kom woon hy in ons. Gaan dan nou, ontvang die Heilige Gees en gaan leef in sy vrede. Amen.